Hallo en welkom. Vandag duik ons diep in iets baie prakties. Jou nasorg na sekere beenoperasies. Ons praat van goed soos femorale endarterektomie of omleidings. Ja, daardie tipe prosedures om bloedvloei te herstel. Presies. Ons gids is 'n protokol van Dr. Weer, spesifiek vir sy pasiënte by Life Eugene Marais Hospitaal. Die doel is om die kernpunte vir jou uit te lig vir 'n goeie herstel. Goed, maar voor ons wegspring, net daardie belangrike regsvrywaring. Hierdie is 'n ontslagprotokol geskryf deur Dr. Weer vir pasiënte wie deur hom hanteer en behandel is by die Life Eugene Marais Hospitaal. Ja. Indien u nie 'n pasiënt is van hierdie praktyk nie, moet u die inhoud eerder bespreek met u eie dokter. So onthou, hierdie is insigte uit een protokol. Jou eie dokter se woord tel die swaarste. Absoluut. Nou goed, daardie eerste 2 weke. Dit klink deurslaggewend. Veral oor hoe jy sit. Of eerder, hoe jy nie mag sit nie, né? Dis heeltemal korrek. Kyk, die hoofreël is: geen regop sit nie. Jy wil regtig nie jou lies of jou heup of die wond meer as 45 grade buig nie. Hoekom is dit so streng? Wel, dit gaan oor die spanning. Jy wil so min as moontlik spanning plaas op daardie area waar die chirurg gewerk het, of dit nou 'n skoongemaakte bloedvat is of 'n splinternuwe omleiding. Te veel buiging kan die genesing vertraag of selfs, probleme veroorsaak. So selfs al voel jy dalk alright, hou jy by daai 45 grade reël vir die volle 2 weke. En bestuur, of selfs net saamry. Ja, die protokol is baie duidelik. 2 weke lank. As jy absoluut moet sit, is dit kort. So 5 minute elke, sê maar 4 tot 6 uur. En dan in daai leunposisie, daai 45 grade. So amper halfweg? Presies. Bestuur is definitief uit. En as jy 'n passasier is, probeer jou bene so reguit as moontlik hou. Dis dieselfde rede hoekom jy strawwe aktiwiteite ook moet vermy in hierdie tyd. Alles gaan oor beskerming. Logies. En wat nog in daai eerste tyd? Die protokol praat van bene oplig as jy lê en water drink. Ja, die bene oplig hoor as jou hart help om swelling te verminder. Is nogal algemeen na hierdie tipe chirurgie. En hidrasie, ja, genoegsame vloeistofinname is superbelangrik. Hoekom spesifiek na hierdie operasies? Wel, dit hou die bloedvloei optimaal, wat die risiko van nuwe klonte kan help verlaag. En natuurlik, dit help ook teen hartlewydigheid, iets wat nog 'n probleem kan wees met pynmedikasie en minder beweeg. Goed, so ons sorg vir die binnekant met water. Wat van die buitekant? Die wond self. Die protokol sê iets nogal drasties. Geen stort of bad vir 2 weke nie. Dit klink rof, ek weet, maar die idee is om daai wondgebied heeltemal 100% droog te hou. Dis krities om infeksie te keer en die vel mooi te laat genees. So wat mag jy doen? 'n Vinnige voelbad of sponsbad is oukei, solank jy seker maak die wonde bly droog. Die protokol stel dan waterdigte verbande voor. Hy noem Mepilex Border AG as 'n voorbeeld wat jy dan elke 3 tot 5 dae omruil. En voor jy die nuwe een opsit. Maak jy die wond skoon met iets soos Prontosan of net steriele soutoplossing. Maar daar's 'n waarskuwing ook, né? As daai verband vinniger deurweek. O ja, baie belangrik. As dit gebeur, moet jy dit dadelik vervang en jy moet die spreekkamer bel. Dit kan 'n teken wees van te veel sypeling of 'n ander probleem. So ja, hou daai wond mooi dop. Goed. Dan medikasie. Die protokol is ferm hieroor. Jy moet dit neem. Dis gewoonlik 'n kombinasie, né? Korrek. Dikwels 'n antiplaakiemiddel soos aspirien. Dit maak die bloedplaakies minder taai, jy weet, en dan dikwels saam met iets soos clopidogrel. En as jy reeds op 'n ander bloedverdunner was, soos warfarin, Dan sê die protokol jy gaan gewoonlik daarmee voort. Hierdie medikasie is absoluut noodsaaklik om te keer dat nuwe klonte vorm waar die operasie gedoen is. Dis regtig nie onderhandelbaar nie. en jou ander pille vir bloeddruk, diabetes, cholesterol. Moet ook nie daarmee ophou nie. Dis baie belangrik. Daardie kroniese toestande het 'n direkte impak op jou bloedvate se gesondheid. So, om dit onder beheer te hou, is deel van die hele prentjie vir langtermyn sukses. En vir hartlewigheid? Die protokol noem Movicol as 'n opsie, maar onthou weer daai water en as dit regtig erg is, bel die dokter se kamers. Goed, so ons beskerm die wond, ons neem die pille, maar ons moet ook op die uitkyk wees vir enige gevaartekens, né? Wat is die rooi vlae wat jou dadelik moet laat bel?
Ja, jy moet waaksaam wees. Kyk uit vir enige skielike, slegte veranderinge. Soos 'n skielike erge pyn in die been, nuwe of baie erger swelling, gevoelloosheid of swakheid. Enige iets met die vel se kleur. Ja, as die been skielik bleek of blouerig word of selfs baie rooi, of natuurlik enige bloeding by die wond of tekens van infeksie soos rooiheid, hitte of etter, enige van daai dinge. Wat dan? Moenie wag nie. Moenie hoop dit gaan weg nie. Bel dadelik die spreekkamer. Dis hoekom daai opvolgafspraak gewoonlik binne 2 weke ook so belangrik is. Duidelik. Nou kom ons kyk 'n bietjie verder, verby daai eerste intense paar weke. Wat gebeur op die langer termyn? Dit gaan seker oor meer as net wondgenesing. Absoluut. Dan skuif die fokus na, kom ons sê, herbou en voorkoming. Die protokol moedig aan dat jy geleidelik meer aktief raak. So begin oefen. Ja, na so 6 weke of wat. Dinge soos daaglikse stap, fietsry, swem. Dis uitstekend. Dit help nie net vir algemene fiksheid nie, maar dit versterk spesifiek daai kuitspiere. Hoekom is die kuits belangrik? Hulle werk soos 'n pomp om bloed terug te stoot hart toe. So goeie kuitspiere help jou sirkulasie baie. En dan die groot leefstylgoed. Gewig, rook. Ja, essensieel. Langtermyn gewigsbeheer haal druk van jou hele stelsel af, insluitend jou bloedvate. En rook, wel, die protokole is baie duidelik daaroor. Wat sê dit? Jy moet ophou rook. Dis krities. Rook is 'n reuse vyand vir jou bloedvate. Dit beskadig hulle direk en verhoog die risiko dat die probleme terugkom of nuus elders begin. Dit is so belangrik dat die protokol selfs medikasie noem soos varenicline of bupropion as ander metodes nie werk nie. Wow, dis nogal ernstig. So, as ons alles saamvat wat hierdie protokol vir ons leer, daai herstelproses het eintlik 2 duidelike fases. Eers die superversigtige eerste paar weke. Beperk beweging, oppas die wond, neem jou medikasie stiptelik en wees wakker vir probleme. Korrek. Maksimum beskerming. En daarna? Dan skuif dit na 'n langtermyn gesondheid. Raak aktief, bestuur jou gewig en die groot een, los die rook heeltemal uit. Presies. Dit gaan van die chirurg se herstelwerk na jou eie lewenslange instandhouding van jou vaskulêre gesondheid. En dit laat 'n mens nogal dink, né? Gegeewe hoe sentraal goeie sirkulasie vir ons hele lyf is. Wat is miskien net een klein dingetjie, een haalbare verandering wat jy vandag kan oorweeg om jou eie bloedvatgesondheid 'n hoopstoot te gee, of jy nou chirurgie gehad het of nie? Sommige net iets om oor te wonder.